Goeiemôre. Baie welkom aan die almal. Ek sien COVID slaan so 'n bietjie onder ons. Is oral in die lug en is om ons en daarom asseblief hou maar die maskertjies op. Daar is verskriklik baie mense in ons dorp wat siek is, soos julle weet, en ons wil graag hê dat u ook in die gebede aan hulle moet dink. Ons gaan ons erediens begin deur saam te sing. Nou baie van u dink dit is om die tyd om te kry om tot by 10:00 te kom. Maar eintlik is dit om vir ons te sê ons is in die voorhof van die Here. En as ons met die fotum begin, dan is ons binne in sy teenwoordigheid. So ons berei ons voor, dis soos om in 'n tou te staan en te wag om in te gaan. En terwyl ons wag, loof ons hom en maak ons gereed om hom te ontmoet. So kom ons begin met lied 525 vers 1 en 3. Here, hoe blymoedig en 'n dank oorvloedig maak U my die hart. Lied 470, U Here is ons koning, een wat met mag regeer, en die onderdane lof sing en buig voor U neer. Kom ons sing dit in aanbidding. Lied 480 is 'n interessante lied. Dit is waar ons oor hoe die Here met ons praat en sê hy het vir ons geleer loop. En hy het vir ons van kleins af soos 'n kindjie in die hand gelei. Maar ons het van hom af weggegaan. En daarom staan ons vanoggend hier voor hom in die hoop dat hy vir
vir ons weer sal ontvang. Kom ons sing lied 480 vers 1 en 2. Dan 'n lied wat ek dink baie van ons op hierdie tyd ervaar, voel jy soms of die Here te ver is. Ons bid en mense om ons is siek en dan wonder ons, waar is die Here? Kom ons sing lied 518. Vandag na ons afkondigings. Ons wil graag hê dat jy asseblief die maskers aanhou. Ek het nou vir u gesê, volgende Sondag het ons kanselreiling, dan gaan Dominee Michiel de Kok van Onrus hier preek. Hy was vroeër leraar hier, hy tree af die einde van die jaar, en dis waarskynlik die laaste keer wat hy amptelik as die Dominee van Onrus hier by ons sal preek. So ons sal bly wees as julle saam sal kom. Ons het verjaarsdag vandag, ek weet nie of hulle hier is nie. Roan Pieterse, Papanel en Koos Engelbreg, is enige van julle hier? Ek sien nie 'n handjie nie, maar ons wou vir jou gesing het, happy birthday, maar julle is nie hier nie. En dan is daar 'n klomp wat hierdie week verjaar, aan almal van hulle baie geluk. Ons is besig met die Fynaardsfees in ons dorp. Baie van die het al van die goed bygewoon. Volgende Sondag speel ons eie oralis Launa en haar seun met 'n konsert hier in ons kerk. Sal lekker wees as julle saam met hulle kom kyk en hulle ondersteun, maar dit ook geniet.
lanklaas wat ons lewendige uitvoerings gehad het. Ons is baie bly om te sê, alhoewel hy Letitron weer toe is, en hulle nie 'n bazaar gaan hou vanjaar nie, dat hulle 'n nuwe bestuurder gekry het, Dominique Beaton, Dominique, en ons wil graag vir haar sê baie welkom, en as jy 'n kansie kry, verwelkom haar maar, want onthou sy kyk na ons ouer mense op haar mooi manier. Die klomp mense wat siek is op die oomblik in ons gemeente, meer as wat ons van weet. Dit gaan ook beteken dat ons selfs vanoggend nie kan sondagsskool hou, kategees hou nie, want van ons onderwysers het COVID, en anders familie is siek wat maak dat hulle in isolasie is. Maar as u in besonder kan dink aan Kobus en Annetjie Teunissen, Kobus is beter, Annetjie het vanaf gister toon sy verbetering. Elna Bosman is nog in die hospitaal, ons vorige predikantsvrou. Roshane, Ina Heinz was albei baie siek. Ina is ook beter, maar is nog nie gesond nie. En dan Martin, Esther en Jonathan Jonker is ook in die bed. Corneille se seun is siek, het ook COVID. En dan Stefanus de Vos het nie COVID nie, maar dit gaan nie baie goed met hom nie. En dan weet ek, daar is 'n hele klompie wie se name nie hier is nie, wat regtig siek is en wat familie het wat siek is. So ons wil graag hê dat julle aan hulle moet dink in julle gebede. Ons het ook 'n paar hartseer oomblikke gehad met mense wat dood is. Mennie Westraat is dood, dis 'n gou goeie lidmaat van ons gemeente. Sekunda Marits is oorlede, sy was 'n staatmaker in ons gemeente en het dikwels vir alleen mense kos gegee op 'n Sondag en saam geëet, om so 'n bietjie die alleenheid te breek. Sy word Dinsdag om 11:00 hier in die kerk begrawe. En dan Marina Lou is dubbeld getref. Haar man is so 'n paar maande terug dood en haar seun is verlede week oorlede. Sy self is bedlêen. So as u op enige manier naby aan haar of vir haar 'n bietjie troos kan gee, sal dit vir ons wonderlik wees. Ons is 'n familie. En een se hartseer is die ander een se hartseer. En die een se vreugde is die ander een se vreugde. So kom ons doen ons bes om vir mekaar om te gee en vir mekaar te sorg. Ons het nou tot by die voordeur van die hemel gekom. Ons gaan nou binne en ons gaan amptelik hierdie diens in die naam van die Here begin. En daarom terwyl ons by die voorhoewe staan, kom ons sing 'n aanbiddingslied. Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. En dan Jesus, ons eer U en trooster, ons eer U. Kom ons doen dit bidden terwyl ons dit sing.
Hemelse Vader, ons is nou saam met U in U tempel. Ons het hierdie diens begin in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar ons sit hier met gemengde gevoelens, want ons verstaan onsself nie aldag nie. Die goeie wat ons wil, dit doen ons nie. Die kwade wat ons nie wil doen nie, dit doen ons wel. Die een oomblik sal ons soos 'n kind glo. Die ander oomblik sal ons hart uitroep, waar is U? Die een oomblik sal ons met bewoonheid kyk na iemand wat honger is op die straat. Net die volgende iemand anders te na te kom. Die een oomblik sal ons iemand prys oor sy sukses en prestasies wat hy behaal. En die ander oomblik jaloers gaan skinder by iemand anders, omdat hy hom so deftig hou. Ons weet nie aldag wie ons is nie. Ons verstaan onsself nie aldag nie. Ons hou nie elke dag van onsself nie. Maar daarom is ons hier. Geredde en verlore skape. Want wie ons ook al is, dit weet ons. U is ons Here. En ons is die skape van die weide. En daarom kom sit ons hier voor U. Laat ons die belofte hoor. Laat ons hoor na die winter van ons eie kommer oor onsself. Kom die lente. Want U maak alles nuut. Amen. Ons gaan Psalm 84 sing, waarin ons vier dat ons in die huis van die Here is. Hoe lieflik is U wonings, Heer. Vader, ons het nou tot hier gekom, vol van ons eie twyfels en bewus van ons onwaardigheid om voor U te staan.
Maar ons het troos in die Bybel gekry dat die mossie selfs by u huis vind in die swaalkie ook. En dat u ons daarom ook baie graag vanmôre hier dig by u wil hê. Ons harte gaan uit na die wat so graag by u wou wees. Ons harte gaan uit na hulle wat oor die radio luister of soos wat dit uitgesaai word, maar wat eintlik hier wou sit, om deel te wees van die skare wat die naam verheerlik. Ons dink aan hulle wat uiters siek is, en vandag net nie eens die krag het om te luister nie, maar ons bid dat u in en deur die Gees vir hulle op hierdie oomblik 'n huis sal skep. En dan kom bid ons Here dat u in die groot ontferming ons nie van hier sal wegstuur, maar met ons sal kom praat. En opnuut ons harte verlig met die waarheid van die woord. En vir ons troos gee in hierdie moeilike tyd waarin ons leef. En vir ons die lig laat sien in die donker om ons. En die liefde laat deurbreek wanneer bitterheid ons oorval. Ons kom vra soos kinders, vertel vir ons die storie. In Jesus se naam. Amen. Kom ons lees vanoggend uit die Bybel, uit die Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. Paulus se tweede brief aan die gemeente in Korinte. Ons gaan lees in hoofstuk 5. Ek lees uit die nuwe vertaling uit. Jy kan dit volg daar op die Bybel, op die doek. Die van die wat die ou vertaling het, dis nie so vreemd nie, so jy kan dit daar volg. Maar onthou maar om die nuwe vertaling te begin koop, want dit is wat ons gaan gebruik van nou af, reg deur die land in ons kerke. Dis Paulus wat skryf. Hy sê, daarom is ons altyd volmoed, al weet ons dat terwyl ons nog in die aardse liggaam woon, ons nie by die Here woon nie. Want ons leef deur die geloof, nie deur aanskoue nie. Ons bly egter volmoed, al verkies ons om eerder uit die liggaam te verhuis en by die Here te woon. Daarom of ons reeds inwoon of nog nie inwoon nie, streef ons daarna om hom welgevallig te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in sy liggaamlike bestaan gedoen het, of het goed of kwaad was. En dan lees ons van vers 14 af. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eers na die uiterlike leer ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Hier eindig ons skrifgedeelte vir vanoggend. As jy aan Paulus dink, hoe sien jy hom? Ons het net een beskrywing van Paulus, en dit kom uit die boek van Tekla uit. Sy was 'n disipel van Paulus, en sy het hom gevolg, en sy het ietsie oor hom geskryf, maar as jy aan hom dink, dan sien ons hierdie, dink ek, groot statuur, wat beslag gegee het aan die evangelie in dogmatiese vorm, wat die forse sendeling was, wat oor die hele wêreld gegaan het van destyds, die evangelie verkondig het, gemeentes gestig het, en voortreffelike agent of apostel van die Here was. Maar dit lyk asof die gemeente in Korinte nie so oor Paulus gedink het nie. Trouwens, die hele tweede brief wat ons nou gelees het, gaan eintlik daaraan waarin Paulus sy apostoliese gesag verduidelik en verdedig, waarin hy vir hulle probeer vertel wie hy eintlik is,
want hulle het hom aangeval. Hulle het getwyfel aan sy integriteit, hulle het gewonder oor sy motiewe, en hulle het self gedink dat hy nie eintlik geskik is vir die bediening nie. En die Bybel sê hulle het getwyfel aan sy getuigskrifte. Paulus, waar kom jy vandaan? Jy was nie deel van die apostels nie. Waar kom jy daan en wat gee jou die reg om die evangelie te verkondig? Hulle het selfs gesê, jy gebruik die evangelie om jou salaris te verdien. Jy is soos 'n dominee wat 'n salaris wil verdien omdat jy preek, en jy word ryk uit die evangelie. Hulle het gesê, jy vervals die woord. Apollo het kom preek en hy het beter gepreek as jy, en hy het vir ons meer waarheid gegee as jy. En dan sê, kyk na jou, kyk hoe lyk jy, jy is gehavend, jy is vol merke, jy is geslaan, jy is gemartel, jy was in die tronk. Hoe kan jy eintlik nou vir ons wil kom preek? Jy sal glad nie 'n televisieprediker uitmaak in die moderne tyd nie, want jou aangesig is nie van so 'n aard dat jy goed sal lyk nie en goed sal oorkom nie. Buitendien, jou preke is swak. Jy skryf goeie briewe, maar wanneer ons jou in persoon sien, oortuig jy ons glad nie. Jy het swak retoriese vermoëns. Arme Paulus. Paulus wat met groot moeite oor die wêreld heen gegaan het om te verduidelik wat die evangelie is. Paulus voel baie keer soos jy en ek. Wie is ons om met iemand anders te praat oor Christus? Wat het ons wat ons aanbeveel? Watter bekwaamhede het ons? Ons is nie almal Billy Grahams nie. Ons is nie almal Ray McCauley's nie. Ons is nie almal Joel Osteen's nie. Ons is almal mense wat nie eintlik dit sal maak as mens jou so sou toets nie. En daarom is die gedeelte wat Paulus skryf vir elkeen van ons hier van ontsettende groot belang om ons te help in ons getuienis teenoor die wêreld. Die antwoord wat Paulus gee is merkwaardig. Paulus sê, maar die skat wat ek het in die evangelie moet in 'n kleipot wees. Dit moet in iets breekbaar wees. Want anders kom ek op die preekstoel en ek wil nie op die preekstoel staan nie. God moet deur my gebrokenheid skyn. Ek mag nie eer ontvang nie. Ek moet nie die erkenning kry nie. Deur my moet God die erkenning kry. So dis gepas dat julle sê ek is onvoortreffelik. Tweedens, as julle vir my sê, kyk hoe lyk my liggaam. My liggaam is gebroken en geslaan, dan is dit vir julle 'n duidelike teken dat ek ly saam met Christus in sy lyding. En daarom dra ek net soos hy die merktekens van die kruis gedra het, dra ek ook letsels op my liggaam. Buitendien, julle en ek woon in 'n tent. 'n uiterlike bestaan wat sal vergaan. 'n tentjie wat regtig deur wind en weer geslaan word. Deur omstandighede gekelder word. Wat nat word as dit reën. En wat stadig maar seker tot niet gaan. Nie een van ons se tentjie kan standhou vir altyd en altyd. Ons almal bly eintlik in 'n plakkeskamphuisie. Maar elkeen van ons wens dat ons 'n huis van steen het met 'n stewige dak. Elkeen van ons soek iets wat stabiel is, wat vir ons daai rustigheid kan gee. Hy sê, en dit kom. Wanneer ons aardse tentwoning dit nie meer kan maak nie, wanneer ons liggaam, ons tentjie so afgetakel is, dan sal ons uiteindelik almal mooi en goed lyk en in 'n groot huis woon. Daarvoor het ons die Heilige Gees ontvang. Dit is vir ons die kwitansie dat God aan elkeen van ons 'n ander liggaam sal gee, 'n ander manier om sterk en mooi en sterk te staan. Jy moet onthou dat in die tyd van die Grieke was die liggaam absoluut verheerlik. Die liggaam moes mooi en trots wees. Die Spartane het die groot Olimpiese spelers gehou en hulle liggame afgewys, byna soos die bodybuilders van vandag. En hulle kon dit nie verdra dat 'n liggaam nie mooi en sterk is nie. En Paulus sê, ons gaan dit almal kry. Julle hoef nie al die ure in die gym deur te bring nie. Julle moet oefen om van binne af mooi te wees met julle tentjie. Want dit is hoe mense na mekaar behoort te kyk.
Julle kyk na die uiterlike. Julle oordeel my nou op grond van hoe ek lyk en hoe ek praat, en waar ek vandaan kom en wat ek sê. Maar dis nie hoe God na my kyk nie. Paulus sê vir hulle, God kyk na my, wat binne in my gebeur. En aan die einde van die dag gaan jy en ek elkeen voor God moet staan, en dan gaan hy kyk, nie wat buite ons gebeur het nie, want dit kan ons nie sien nie, maar wat binne in ons aangegaan het. So wanneer ons mekaar oordeel na die uiterlike, moet ons altyd onthou, God gaan op die ou einde kyk, na wat binne in ons aangaan. En wanneer hy oor ons praat, gaan hy baie keer iets anders sien, as wat jy en ek gesien het. Hy gaan nie ons uiterlike sien nie. Het gaan nie vir God daarom of jy en ek vet of maar was, of ons lank of kort was, of ons siek was of gesond was nie. Dit is nie in God se oë die belangrike. Maar wat in God se oë belangrik is of ons binnekant gekneus was, en of ons binnekant weerloos was, en of ons binnekant oop was, dat hy in ons kon werk. Of hy met sy hande oor ons kon lê. Elisabeth Eybers sê in een van haar gedigte so mooi, jy die digte sluier van my siel kom wegtrek. Ek het my binnekant toegehou, jy het dit kom oopmaak, Here. En jy het sonder jammerklag of walging, deur verminkte lyke van vertroue en hoop, myself gevind. En oor die oop wonde, die olie van jou liefde sag laat loop. Jy het binne in my gesien, hoe ek my vertroue en hoop in die mensdom weggegooi het, lyke gemaak het. En toe jy sag jou hand op my kom lê, met die olie van jou liefde, en jy het my sag laat loop. Paulus wil sê, omdat jy dit gedoen het, dryf jou liefde my om dit vir ander te vertel. As Jesus sy hand sag op ons kom lê, en ons binnekant oopmaak en gesond maak, dan wil ons dit graag vir ander gee. Dan wil ons bitter graag hê, ander moet dit ook ervaar. Want ons almal loop met die spooke in ons binneste. As daai liefde 'n mens slaan, as die liefde van Christus jou slaan, dan word die spooke, die vrese wat jy in jou kop gehad het, word mense. Jy is nie meer bang vir iemand nie. Iemand bedreig jou nie meer nie. Iemand maak jou nie bang meer nie. Hy is 'n mens. Skielik buig die sterre af en hulle fluister vir jou 'n dientjie. 'n Sinkende boot en die twee helftes word verenig en hulle raak weer 'n vlot. Hulle kan weer dryf. En hulle doen dit met die blydskap van lied en woord. 'n Harde ysterstad, die stad van beton begin dans, met sy robot oë en sy asveldbroek. Die dooies gooi die kiste van hulle skouers af. En die twee gehardste misdadigers wat ons ken, die dood en tyd, staan voor die heilige geheim van God se liefde, eenkant, met 'n hoed in die hand. Wanneer ons oor die liefde van God praat, dan praat ons digterlik daaroor. En dis hierdie liefde wat ons dryf. Hierdie liefde wat maak dat spooke, vrese wat ons het, mense word. En sodra iemand 'n mens word, dan het jy deernis met hom, want jy sien nie die harde kant nie. Wanneer die uitspansel vir jou mooi word, en jy weer hoor hoe die sterre sing, dan verander jy. As jou boot uitmekaar geskeur het oor wat ander mense aan jou doen, en hy word weer verenig, dan begin jy sing. As jy sê, ek bly in 'n ongenaakbare wêreld, 'n harde stad, en die liefde van Christus vry voor jou, en dan kry jy jou robot oë en jou asveldbroek, skielik lus om te dans. En wanneer jy gevoel het jy gaan dood, jy kan nie verder gaan nie, dan gooi jy jou kus van jou skouers af, want jy wil weer leef. En die twee geharde misdadigers wat jou dreig, dood en tyd, gaan staan eenkant,
en haal hulle hoed af vir die liefde wat alles oorwin. Paulus sê, as ek dit het, dan kan ek nie stil bly nie. Dan gaan ek selfs vir julle Korintiërs wat so lelik met my is, gaan ek vir julle nog altyd die evangelie verkondig. Want hoe kan ek daaroor stil bly? Julle kyk na my, en julle sien nie wat binne my gebeur het nie. Julle sien nie hoe God my geleer het om mense raak te sien en nie spooke van hulle te maak. Julle spook by my in die nag, julle is my nagmerrie, julle sê my sleg, ek weet nie of ek hier moet wees nie, maar ek het julle lief soos hy julle lief het. Julle het al my sterre laat wegraak, maar ek het my sterre weer oorsing. Julle het my 'n kus laat dra, maar ek kon hom weggooi. En ek gee nie om dat die dood hier staan en my inhaal in die tyd nie. Want terwyl ek nog op my aardse woning is, kan ek nie anders as om oor hierdie liefde te praat nie. En hoe het dit gebeur? Paulus sê, ek was eintlik net soos julle. Ek het Jesus gehaat. Ek het sy disippels vervolg. Ek het 'n opinie gehad oor wie Jesus is. Ek het hom na sy uiterlike beoordeel. Ek het gesien hoe hy oral gaan en mense van die tempel af wegtrek en 'n ander evangelie verkondig. En ek het gevoel dis verkeerd. En ek het hom hard geoordeel en bygestaan toe hy gekruisig is. Ek het sy volgelinge vervolg. Ek het Stefanus gesien doodgegooi word met klippe. Ek het op my perd geklim en gery na Damaskus toe om die Christene daar te gaan haal en hulle Jerusalem te bring om hulle uit te lewer. Hy sê en toe stop Jesus my vierkantig en hy maak my blind. En hy wys my hoe blind ek is om hom te wil vervolg. En hy open my oë en ek sien hoe hy met sy olie van sy liefde sag oor my loop en my verander. En van toe af het ek anders na hom gekyk. Ek het hom gesien as die geneeser van die wêreld. Ek het hom gesien as die een wat alles kan regmaak, waar niemand iets kan regmaak nie. En ek het net gesê, as hierdie wêreld ergens moet verbeter, dan is dit net Christus wat dit kan doen. En dis daai liefde wat my dryf. Ek is nie mal nie, ek is nie siek nie, ek is nie sterk nie, ek is nie geweldig bekwaam nie. Julle skryf my af, maar ek sê vir julle, God in sy liefde kan alles verander en doen, is Paulus se woord. Hy sê, en die wonderlike is, toe ek sien dat hy my lief het, en ek self na my anders begin kyk, toe laat sy liefde vir my, wat hom gehaat het, ook anders na ander mense kyk. Toe begin ek mense lief kry, nie vir wat hulle is nie, maar vir wat hulle kan wees in Christus. Toe sien ek die ongelooflike potensiaal waarmee hy elke mens geskep het. Toe kom ek agter watter gawes en talente daar lê in mense wat ander mense afskryf. Toe begin my oë oopgaan vir wat 'n gemeente kan wees, 'n klomp mense wat afgeskryf is deur ander, maar deur God bymekaar gebring is om 'n suurlike tempel tot sy eer te laat oprys. En daarom, Korintiërs, julle kan my maar sleg sê, en julle kan alles met my doen wat julle wil. Ek kan nie ophou om vir julle te vertel dat die een wat vir my 'n struikelblok was, Jesus, die een wie se volgeling ek wou vervolg het, nou die een is vir wie ek my hele lewe gee nie. En ek wil so graag hê dat ons almal moet sê, die ou dinge is agter ons. Ek het alles wat vir my van waarde was, weggegooi. Beskou dit as drek, sê Paulus op 'n ander plek. Want ek het iets anders ontdek. Ek het ontdek dat al my haat en die manier waarop ek mense uit die weg wil ruim, my niks baat nie. Dit gaan nie die wêreld 'n beter plek maak nie. En as ek hom skoner maak, gaan hy nie skoner bly nie. Maar ek het agtergekom, as ek hom met die liefde van Christus besaai, dan kom daar iets anders op. Dan kom daar 'n sagtheid op. Dan gebeur daar wonderlike goed. Alles het nuut geword. Omdat ek met nuwe oë kyk. Met die oë van Christus. Ek het geleer om met God se oë na julle te kyk.
En terwyl ek hier staan en my verdedig, omdat julle dink ek is sleg, wil ek vir julle sê, God sien in julle iets anders raak, wat julle self nie sien nie. God wil alles nuut hê. En daarom, terwyl ons as gekwetses op mekaar gil, knal daar echogate in die groot heelal. Jou bekleierery en my bekleierery maak die hele heelal siek. Want jy wil dit hê en ek wil dit hê en so maak ons gate in die groot heelal. Terwyl ons verwoed op die liefde vloek, raak 'n totale sonnestelsel soek. Hoe sal ons in die gravitasie koek mekaar se beweegredes reg vertolk? My verskietende meteoriese maat. Ons moet hierdie wervelargument verlaat, sodat ons opnuut 'n woonplaneet saamvloeiend vorm, terwyl ons van die liefde gloei. Die digter is besig om te sê dat terwyl ek en jy beklei, maak ons hierdie hele wêreld siek. Want ek wil die Amazone bosse en jy wil die vlaktes van Okavango hê en jy wil dit in die Karoo hê en alles word siek. Terwyl ek en jy op mekaar vloek, raak die hele sonnestelsel soek. Leef ons almal in die donker. Terwyl ek en jy met hierdie gravitasie sukkel, hierdie wat ons na die aarde toe trek om ons al hoe swaarder te maak, sodat ons dink ons is die ouens wat die hele wêreld op ons skouers kan dra, die atlasse wat al hierdie goed kan doen. Moet ons leer om mekaar se beweegredes reg te vertolk. Wat sit binne in jou wat maak dat jy optree soos jy optree? Waar het jy seer gekry? Watter spooke lê in jou? Want as ek daai spooke kan uitkry en Christus kan sy hande daaroor sit met sy olie, dan kan dit 'n woonplaneet word. Dan kan ons almal hier bly. Dan kan ons almal hier veilig bly. En wat gebeur dan? Dan begin die aarde gloei. Dan begin die aarde lyk soos die son. Dan is ons die son vir die planete. In 2 Korinte 5 preek Paulus. Hy lewer 'n geweldige pleidooi vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Hy lewer 'n pleidooi dat ons die taal van Jesaja sal ekho. Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. En van die oues sal niks oorbly nie. En ek gaan dit doen deur Jerusalem weer daar te stel. Paulus vir ons iets te sê. Ek en jy wat mekaar na die uiterlike oordeel, wat 'n obsessie het met die uiterlike. Ek en jy wat altyd jonk wil bly en al die inspuitings kry sodat ons nie verouder nie en ons stens nie afgetakel raak nie, wat baie meer geld spandeer om ons jeugdigheid te behou as om vrede te maak met wie ons is. Ons wat skoonheid verafgod en wat net mooi joelkoninginne hê, wat kakelprinse hê. Ons wat meer ure in die gym spandeer as in die kerk. Het Paulus vir ons iets te sê oor ons liggaam? Ons wat kyk graag na mense se prestasies en hulle gelukwens oor alles wat hulle bereik het, maar nooit dankie sê vir die een wat die kleinste en die minste doen onder ons nie. Ons wat beïndruk is met iemand se bankbalans en dink dis eintlik waar sukses lê en nooit raak sien dat iemand anders alles weggee en nooit roem op wat hy het nie, want die linkerhand weet nie wat die regterhand doen nie. Ons wat daai goed vergeet en na die ander goed kyk, het Paulus vir ons iets sê. Hoe oordeel ek en jy mense? Grond van 'n bankbalans? Uiterlike skoonheid? Hoe beoordeel ons dorp? Suksesvol? Hou ons van 'n mooi skoon plek? Paulus wil sê, in ons swakheid is ons sterk. Want dan kan ek deur die kleipot
kan die heerlikheid van Christus skyn. En daarom, wat is die geheim van die evangelie? Wat is die geheim van jou tentjie wat stadig afgetakel word en wat nie stand hou teen die wind en teen die son en die skat wat oor jou waai nie? Dit jou tentjie is die lig waardeur God werk. Jou uiterlike sterk huis kom aan die einde van die tyd. Maar jou tentjie is deurskynend. As jy 'n liggie brand, 'n gaslamp het in jou tentjie, dan kan die ouens buitekant sien wat binne aangaan. En dis hoe God na jou kyk, maar dis hoe die wêreld jou moet sien. Dit wat binne in my aangaan, moet na buite toe wys. En Paulus se lewe het dit bewys. Julle kan my maar doodgooi. Julle kan my maar sleg sê. Maar Christus se liefde dring my. Ons leef in 'n slegte tyd. Ons leef in 'n tyd waarin ons alles en almal om ons kritiseer. Maar ons leef in 'n tyd vol verminkte lyke, waar ergens die olie van Christus se liefde oor ons moet loop. En daai liefde moet ons dring om ons sonnestelsel te red. Daai liefde moet ons dring om die swart gate in die wêreld weg te vat. Daai liefde moet ons dwing om dooies hulle kiste te laat afgooi en weer te laat leef. En dit sê Paulus is ons roeping. Dit is ons Damaskus punt. Wanneer my oë verby jou uiterlike kyk en jou innerlike omhels, mag die Here dit vir ons gee. Amen. Kom ons dan. Hemelse Vader, ons is kortsigtig, ons is bysiende, ons is stiksienig, ons weier om verder te kyk as die uiterlike. En daarom is ons soms so hard in ons oordeel oor mense. Daarom gee ons mekaar allerhande byname wat kwetsend is en nie mense bly maak nie. Ons is neerhalend oor mense wat nie so suksesvol is nie. Ons trek ons neuse op oor mense wat nie so netjies soos ons is nie. Ons oordeel baie hard oor die wat op die rand van ons samelewing beweeg. En ons weet doodgewoon nie wat het hulle gemaak, wat hulle is nie. Ons weet doodgewoon nie watter lyke dra hulle in hulle siele rond nie. Ons weet nie hoekom is 'n doodskis op hulle skouer. Maar U weet. U kyk deur al daai dinge diep na binne. En aan die kruis en deur die opstanding het U hande van olie oor ons almal kom vryf om ons gesond te maak. So ja, Here, kom ons kom bid dat U vir ons ander oë gee, sodat ons ander mense met U oë kan sien. En U kyk na ons met 'n bewoonheid. U wil so graag hê dat ons anders moet wees en dink, want U het vir ons hierdie wonderlike wêreld gegee. En U verstaan nie hoekom daar haat en jaloesie en oorlog en al hierdie lelike goed moet wees nie. U wou dit dan anders hê. En nou bid ons dat U ons daai oë sal gee. Dat ons die potensiaal van mense sal sien en sal konsentreer om hulle lief te hê, ongeag waar hulle vandaan kom, ongeag hoe hulle lyk, ongeag oor wat hulle doen, maar dat ons in hulle U sal herken. Wil U ons daarmee help? Want ons sit in ons gemeente met mense wat uitgestoot voel. Ons sit in ons gemeente met mense wat wegkruip van die kerk, want hulle dink hulle is nie goed genoeg nie. Ons sit met mense wat uiters siek is, van binne en van buite. En ons sit met mense wat
geliefdes aan die dood moet afgee en opkyk na U toe en vra, waarna toe nou? Ons weet nie hoe ons môres lyk nie. Ons hoor rondom ons allerhande gerugte, dat ons van ons mensheid wil beroof, en ons oordeel hard. Wil U ons leer om ons denkie te laat skyn, om nie te wag vir die permanente gebou nie, want dit kom, maar terwyl ons hier is, die lig te laat skyn. Wil U ons vanmôre kom troos, as ons dink ons is nie goed genoeg, omdat ander ons sê, julle skyn heilig, en julle is vals, en wie is julle om vir ons te sê? Ons voel soos Paulus, maar Here, ons wil lief hê soos Paulus. Laat U liefde ons dryf, in Jesus naam, amen. Ons gaan ons slotlied sing. Ek moet hom net kry. Ons sing lied 601. As op die skerm. Ons sing lied 601. Die wat die Here wil dien, hulle het 'n nuwe toekoms. Dit is 'n wonderlike lied. 'n Lied wat ons vir onsself gaan sing vanoggend. Kom ons sing hom. Gebroke kleipotte, verweerde tente. Die genade van die Here is by julle. En sy liefde ook. En sy gees skyn deur julle. Gaan en leef in sy liefde.